omdat mense altyd sê ons Christene is judgmental of wat ook al. Hoe voel jy daaroor? Was daar Christene gewees wat dit vir jou moeilik gemaak het toe jy nou nog homoseksueel was om oorwinning te gekry het oor dit as gevolg van Christene wat jy dalk gevoel het klippe gooi of iets? Ja, ek het ek het definitief geoordeel gevoel. Dit het my nie verhoed om kerk toe te gaan nie. Maar ja, daai term word baie gegooi van moet my nie oordeel nie. Nou, Ja, 'n ding wat ek besef het, daar's 'n verskil tussen teregwys en oordeel. Want ja, as ek jou oordeel, sê ek vir jou, jy is in 'n buiteegtelike verhouding of jy het nou jy bly saam met iemand wat met wie nie getroud is nie of jy het moord gepleeg, jy gaan hel toe. Ek sê nou vir jou, jy gaan hel toe gaan. Dis oordeel. mm, Maar ek bepaal nie waartoe jy gaan nie. Maar die woord sê, jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Dit sê homoseksualiteit is 'n sonde. So, is dit teregwysing of is dit oordeel? Want ek gaan nie bepaal waartoe jy gaan nie. Ek sê nie vir jou dat ek sê, as jy nie nou jou hart vir die Here gee en ek sê, as jy nog steeds in hierdie homoseksuele lewe, ek wat Nadia is, sê, jy gaan hel toe. Dis oordeel. Maar as ek vir jou sê, dis nie ek wat dit sê nie. Die woord sê, homoseksualiteit is nie van God af nie. Dis 'n sonde. Dis 'n waaglike sonde. Jy mag nie moord pleeg nie. Die neem van 'n onskuldige lewe. Die woord sê, jy mag nie. So, en ons het as Christene het ons daai verantwoordelikheid om vir mense te sê, dit is wat die woord sê, dis wat God sê. mm, Jy moet jou hart vir die Here gee. Dit gee vir jou Christelike riglyne waarvolgens jy moet lewe. So, om te sê, okay, nou dat jy vir my sê ek mag nie homoseksualiteit is 'n sonde en jy gaan hel toe gaan vir dit, nou oordeel ek. Okay, so het Elia ook geoordeel? Het Daniël geoordeel? Of het Elia en Elisa ook geoordeel? Of het hulle gedoen wat God gesê het hulle moet doen en gesê gaan praat met my volk? ja, Dan kan jy net sowel sê, maar dan Moses moes nou ook geoordeel toe hy vir die Israeliete opdragte gegee het van God af. Hy was net gehoorsaam. Daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil om reg te wys en te sê dit is nie die wil van God nie en om te bepaal waartoe jy gaan. Die Here se genade is verskriklik groot. Ek dink nie ons breine kan dit regtig besef van hoe groot is God se genade nie. Maar dit gee ons nie 'n verskoning om sy genade te gebruik as 'n dekmantel om sonde te doen nie. amen. Ek stem 100% saam met dit, want veral in vandag se lewe is dit 'n ding wat ons baie sien, veral ek noem dit nou maar hyper grace, baie mense noem dit maar ander goed, wat hulle God se genade basies misbruik en sê nee, Jesus Christus het klaar vir ons sonde betaal, so ons kan nou maar lewe soos wat ons wil, die prys is klaar daarvoor betaal. En dit is iets wat ek ook vroeër jare geglo het om natuurlik jou sondige leefwyse te regverdig. Maar ja, die binne jou weet jy in elk geval dit wat jy besig is om te doen is Ja, verkeerd. dit is